Goeiemiddag, dis 2 die middag op die 9de Januarie 2026 hier in Amerika en hier's breaking news. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV en ek het nuus uit Washington DC uit, van die Withuis af. Op die oomblik is Trump besig met samesprekings en 'n konferensie met dosyne van die grootste en mees invloedrykste oliemagnate in die wêreld. Oliemaatskappye, hoofde van oliekenners en so aan. En die konferensie gaan oor spesifiek oor die toekoms van olie en spesifiek oor Venezuela se olie. Onthou laasweek het die Amerikaanse regering en die Amerikaanse soldate ingegaan vir Maduro gaan uithaal uit Venezuela uit om terecht te staan in sy narkoterrorisme klagtes wat Amerika al van 2020 teen hom het. En hy is op die oomblik in New York, word hy aangehou en hy word gaan daar verhoor word. Maar intussen het Amerika ook aangekondig, of Donald Trump, dat hy nou samewerking met Venezuela is om hulle te help om die land weer aan die gang te kry. Nou, almal weet ook al dat Venezuela het van die grootste en miskien die grootste olie velde in die wêreld, maar omtrent van die kleinste produksie van olie in die wêreld. Want 'n paar dekades terug, die enigste olie-infrastruktuur in Venezuela was deur Amerika gebou. Die Amerika het voorsien, hulle die geld gegee om die infrastruktuur te bou en Maduro en sy gang het dit maar net gevat en gesteel by die Amerikaanse maatskappye. En dan ook so die maatskappye uitgedryf uit Venezuela uit met hulle draklords en die goed wat in die omgewings was. En intussen het die bietjie olie wat hulle kon uitpomp uit hulle eie fasiliteite uit, het hulle weer gesmokkel met Iran en China en Rusland. Nou vandag is afgekondig, Trump het net afgekondig dat hy het 'n ooreenkoms met die Venezuela regering, die huidige regering daar in Venezuela, samewerking waar die Amerikaanse oliemaatskappye oor die $100 biljoen gaan belê in die infrastruktuur binne in Venezuela om hulle te help om die olie te pomp en te voorsien, en dan die olie sal dan aan Amerika en ander plekke verkoop word waar Amerika die olie sal verfyn en dan verkoop as brandstof en allerlei produkte wat uit die olie uitkom. Met hierdie manier help hulle nou vir Venezuela om hulle inkomste te verhoog vir die land en om hulle ekonomie sterker te maak en om hulle 'n sterk ally van Amerika te maak. So wat beteken dit vir die res van ons in die wêreld? Dit beteken eenvoudig dat as hulle nou al die infrastruktuur bou in Venezuela en help om daar ook vinniger olie te pomp, gaan die mark gevloed word met olie, goeie olie, reg oor die wêreld. Vloed jy die mark, dan bring jy die oliepryse af, wat dan die brandstofprys gaan afbring, energiepryse gaan afbring. Ons sien dit klaar in Amerika met Trump wat gepush het dat hulle hierso met oliepomp vinniger en ons brandstofprys het al 50% geval van die Biden-administrasie af. So, ons gooi nou vir baie goedkoper, halfte goedkoper petrol in ons karre en as wat ons gedoen het tydens die Biden-administrasie se tyd. En hierdie gaan dit nog goedkoper maak. En nie net vir ons nie, vir die hele wêreld, want as die olieprys in die hele wêreld afgaan, met ander woorde brandstofpryse moet ook afgaan, die res van die wêreld, behalwe as jou land jou geld steel in die plek van die prys wat moet afkom, sit hulle extra levies en taxes om jou geld by jou te vat. So, dit is die goeie nuus wat hier uit gaan kom, en dit is ons nuus vir vandag vir die 9de Januarie. Ek is Morne Botha, korrespondent vir Koepel TV, hier uit Amerika uit. Geniet die dag.